Maar al wat ek kan sê, uiteindelik het die dag aangebreek dat ontbytsake weer 'n keer afskop hierdie jaar. Dis heerlik, ek kon nie wag hiervoor nie. Dis 'n nuwe jaar, dis nuwe dinge en ons sien uit. Ons skop die jaar af met nuus oor 'n splinternuwe reeks. Die kantoor wat op Kyknet en op Showmax begin en ons ateljeegaste is albei twee bekendes, twee swaargewigte in die bedryf en dis die regisseur Benny Fourie en akteur Albert Pretorius wat die hoofrol vertolk. Welkom julle manne. Goeiemôre aan julle. Baie dankie. By wyse van spreuke. Welkom terug. O, baie dankie. Dit is heerlik. Ek kan nie wag van bytsaak nie. Waaroor gaan die kantoor? Hier is nie hondbytsake nie, nee. Nee. O, hierdie gaan 'n gesukkel wees. Dis fyn, skielik. Ontbytsake. Okay, let's go. Dit gaan swaar wees. Okay, Hierdie gaan 'n moeilike program. Charlene, is jy reg hiervoor? Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan 'n swaar dag wees. Dit is lekker om die jaar op 'n komiese noot af te skop met hierdie twee. Ek gesels ook later oor elkeen se afsonderlike loopbane. Dr. Judy is natuurlik ook terug op haar pos met leefstylsake, so ook King Price en Leon van der Rop met vliektydssake. Hallo jy. Ag nee maar. Mooi snor. Baie dankie. Dit is ek wou is dit to snor or not to snor? That is the question. Seize the day. Ek dink ek gaan baie pret hê. Manne, baie welkom. Ek gaan ook later 'n bietjie met hulle gesels oor 'n baie interessante nuwe reeks. Die Sake Fokus val hierdie week in Kempton Park en ons gesels ook weer met Rami Consulting en Kanton oor hulle bedrywighede in die jaar. Daniela. Dankie julle. Ek hoop ek kan hondhaar afmaak. Jy gaan. Ek bied vandag weer sake en landbousake aan. Wel, natuurlik soos gewoonlik met Corlie op haar pos wees om vir ons iets te ete voor te berei. Wat kry ons, Corlie? Môre David, ja, jy sal my mos altyd in die kombuis vind. Nou dis verseker heerlik om terug te wees hier in my bitterlekker kombuis. Ek sien uit daarna om jou resepteboek vol te hou in 2026 met verseker bitterlekker disse. Nou ek skop af en maak 'n snoek risotto met 'n tradisionele aanslag om saam met die Louis Weil se Cap Classique Blanc de Blanc te geniet. Sien julle, 'n lekker vol program. Ons spring weg met die weervoorspelling oor na Daniela van Heerden en daarna gesels ek met haar oor haar nuwe rol hier by Ontbytsake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Gure weer en verstommende reënvalsyfers het die afgelope paar dae in die Laagveld en die noordoostelike dele van Suid-Afrika voorgekom. Ons kyk net hierna wanneer die weer uiteindelik begin opklaar. Swaar reën word hierdie Saterdag steeds verwag in die Laagveld en teen die oostelike Plateaurand en ons verwag enkele donderstorms oor die sentrale gebiede as ook in Gauteng terwyl 'n swak koue front nader beweeg vanuit die suidweste en dit sal oornag 'n bietjie ligte reën rondom Kaapstad en die Oeverbergse kus veroorsaak. Dit gaan 'n koel nag wees in die weste en enkele donderstorms kan ook oor die noordoostelike gebiede verwag word. Soos wat die koue front ooswaarts beweeg, gaan die weer in die Laagveld uiteindelik begin opklaar na swaar reënbuie op Sondagoggend. Ons verwag 'n matige dag in die Wes-Kaap terwyl dit warm sal wees in die Noord-Kaap. As ons kyk na temperature, hier in Gauteng enkele donderstorms, maar swaar weer word steeds in die Laagveld verwag. Sondag sal dit na 'n swaar oggendbuie begin opklaar. Ons verwag slegs enkele donderstorms in die westelike Bosveld en in Gauteng. Enkele donderbuie word ook oor die Oos-Vrystaat verwag, met enkele donderstorms in KwaZulu-Natal. Reënweer lê Sondag voor langs die KwaZulu-Natalse kus met 'n sterk suidwestewind later. Vir Saterdag verwag ons 'n warm en aangename dag kuslangs met enkele donderstorms in die middag en dan ook in die aand. Maar Sondag sal dit weer koeler wees met 'n sterk wind langs die kus. In Graafrenet verwag ons 'n maksimum van 24 grade. Saterdag sal sonnig en matig wees in die suidweste. Die koue front bereik die Kaap oornag en ons verwag 'n bietjie oggendreën Sondag vir Bredasdorp en ook vir George met lae oggendtemperature soos 9 grade in Sutherland. Ons voorspel warm en droë weer hierdie naweek vir Namibië en ook vir die Noord-Kaap. Ons kyk na 35 grade Saterdag in Appington en 34 grade op Sondag, ook in Kimberley.
Maandag voorspel ons ligte buie oor die noordoostelike gebiede met matige toestande in KwaZulu-Natal, terwyl dit warmer sal raak in die weste en geen reën word daar verwag nie. Met al die tropiese lug in sirkulasie oor die somerreënvalsgebiede sal bewolkte toestande in die noordooste voortduur met enkele reënbuie. Dit gaan 'n warm dag wees in die Kalahari-omgewing, maar sal bewolk bly in KwaZulu-Natal. Dinsdag verwag ons steeds enkele reënbuie oor die oostelike helfte van die land, veral KwaZulu-Natal, terwyl dit matig sal wees langs die Oos-Kaapse kus met 'n skraal kans vir ligte reën. Maandagoggend sal koud wees in Sutherland met 'n minimum van 6 en in Graafrenet word 8 grade verwag. Baie warm oor die westelike binneland maandagmiddag. Gauteng is ook warm met 31 grade in Pretoria. Dinsdag voorspel ons ook 'n koel oggend oor die binneland van KwaZulu-Natal en die Hoëveld van Mpumalanga. Daarna dagtemperature in die laat tot middel 20s met 30 grade in Pretoria, 28 in Johannesburg. Die wind gaan Saterdag sterk waai voor die aankomende koue front oor die westelike binneland en ons voorspel 'n sterk suidwestewind langs die Oos-Kaapse kus en die KwaZulu-Natalse kus, soos wat die koue front daar verby beweeg. En dit is dan jou weervoorspelling. Geniet die naweek. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir Ons moedertaal wat ek regtig waardeer. Verseker, is baie mense se perfekte keuse. Dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. SMS verseker na 38437. Verseker jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. En dit was haar veerloop en hier sit sy by my, Daniella van Heerden. Goeiemôre en baie welkom. Dankie, Dawie. Hoe was dit geweest? Bietjie sien die tergen. Vrees aan Jaan self sal ek sê. Maar ons ken jou eintlik as 'n nuusaanbieder, 'n televisie nuusaanbieder, nuusleser wat formeel is. Jy nou kyk met so. So hoe het gekom dat jy by die weer betrokke geraak het by ontbytsake? Ek wil dit graag duidelik stel, ek is geen meteoroloog nie. Hierdie was inderdaad buite my gemaksone. Ek help net vir 'n rukkie lank uit tot ons 'n meer vaardige en meer bekwame persoon kry as ek. Ek is eintlik meer maklik om te sit en onderhoude te voer. Okay, alright, weet ek wie die onderhoud nie doen. Maar wie verskaf jy weer die inligting? So Dr. Lenet van Skalkwyk wat wel 'n gekwalifiseerde meteoroloog is, maak seker al daardie syfers en temperature en die voorspellings is korrek en ek help dan net vir tyd en wyl met die aanbiede. Maar landbousake die gaan nog voort, né? Jy gaan dit gaan voor, ek gaan binnekort 'n onderhoud daarmee doen en dit is natuurlik wat ek geniet om te doen om vrae te vra vir kenners. Wel ek kan vir julle een ding sê, hier is baie groot nuus wat ek nou vir julle 'n bietjie meer inligting gegee, maar eers dit aan Daniella. Om 'n weeraanbieder te kan wees, moet jy natuurlik so staan en moet jy weer, maar daar spesiale goed. Wat is daardie dingetjie wat 'n mens nodig het om 'n goeie weeraanbieder te wees? Ja, ek dink die persoon wat sal kom in hierdie skoene vol staan, 'n lewendige belangstelling natuurlik in die weer, al is dit nie noodwendig dat jy 'n meteoroloog is nie, en redelike gemak voor die kamera om te kan praat, al weet jy gaan dit dalk nie van die begin af perfek kan doen nie, net belangstelling en die wil om te leer en gemak voor die kamera. Maar ek sal lekker saam met jou die volgende toppie weke en maande wat ek al kuier saam met jou om te ontbytsak. Maar die groot storie natuurlik nou is, dis inderdaad so, laat Daniella staan nou uit is 'n tydelike weeraanbieder en ons soek 'n nuwe weeraanbieder hier. So nou, as 'n paar vereistes natuurlik, die enkel en die belangrikste en die grootste ding is, jy moet die persoonlikheid hê. Jy moet jou yster kan wys, jy moet jou staal kan wys voor die kamera, en as jy dink jy het dit, en jy bietjie miskien weer ondervinding, dit gaan natuurlik vreeslik baie daarmee help, dan stuur vir ons inligting na info@ontbytsake.co.za. Baie belangrik, ons gaan 'n paar mense die geleentheid gee om hulle staal te kom wys, en dan vra ons die kykers van Ontbytsake, wie hulle dink die nuwe weeraanbieder hier op Ontbytsake moet wees. Nou ek sien vreeslik daarna uit. Nou ja, ons weet die weer in die landbou gaan hand aan hand en hier na gesels Daniella met Dries Reyneke van Westbury Supplement Feeds in landbousake. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Ja, ek gesels nou met Dries Reyneke van Westbury Supplement Feeds. Dries, ons het min tyd in 'n neutedop. Wie is Westbury? Westbury is 'n spesialis veevoermaatskappy. Ons fokus in presisie boerdery, presisie landbou, en ons kyk na voeding van diere en herkouers spesifiek, beeste, skape, wild, voerkrale, dis wat ons doen. Ek dink met hierdie gesprek en hierdie gesprekke van die week 'n brandpunt natuurlik Wek en Clouseer. Het julle 'n spesifieke standpunt daaroor, kan jy dit vir ons opsom?
Ek kry vir John Steenhuis jammer. Hy's 18 maande in die sitplek met 'n probleem wat al deur die industrie 7 jaar plus terug uitgewys is. En hy sit met dieselfde span om hierdie ding reg te ruk. Wat goeie nuus is, dis is nie te laat nie. Ander goeie nuus daarbey is dat die span wat hy geselekteer het, is 'n baie bekwame span uit die privaat sektor uit. En ek dink dis krities belangrik dat hierdie nood en ramptoestand afgekondig word. Ja. En dat ons die aksie by die boer kry en by die veearts in die dorp om hierdie ding uit te rol. Dis belangrik. Ons praat nou oor staat en privaat sektor. Wat kan 'n boer doen binne sy eie biosfeer om sy plaas te beveilig teen back and close? Daar's baie wat hy kan doen, maar as ek nou vir Dr. Konrad Koetser, 'n leier voedingskundige in die bedryf kan aanhaal, goeie vitamiene minerale aanvullings. Ja. Gee vir daai dier weerstand of goeie immuniteit. En daardeur kan hy self siektes soos back and close afweer. En as hy dit sou kry, is sy herstelvermoë ook soveel beter. Ons kan nie meer net na 'n soutblok kyk en dink dis genoegsaam vir voeding nie. Dit gaan nie werk. Jy moet na kwaliteit voer kyk. En hoe is Laveld Agrochem en julle by Westbury betrokke by dit? Ons is 'n vennootskap. Ons in Laveld Agrochem, jy kan by enige Laveld Agrochem tak aanklop en dan sal ons afspraak maak om daai boer se spesifieke doel te bepaal of alternatiefelik kan hulle vir ons by info@westburysa.co.za in die hande kry. Ek wou nou juist vra as daar nog 'n plek waar mense hulle produkte kan kry, is dit oral, is daar nog ander plekke waar hulle kan kyk? Nee, daar is soos kleiner verspreiders ook betrokke, maar Laveld is ons primêre verspreider. Baie dankie, Dries. Charlene gesels nou met die akteur en vervaardiger Benny Fourie oor sy loopbaan. Hy dra vele hoede in die vermaaklikheidsbedryf, regisseur, akteur, skrywer, Benny Fourie, maar die interessantste een vir my is die valhelm wat hy saans moet dra, want jou kleintjie val jou aan. Ja, dis rof. Nee, ons baba Karoo, hy slaap by ons nou die laaste ruk want hy wil net nie meer in sy kot nie en dan besluit jy maar net sit hom net in die bed en slaap hy maar saam met ons vir 'n rukkie, maar jy slaap so. Jy slaap so. Want hy dis hoe hy slaap. Maar jy gaan dit nie anders wil hê nie, ooit nie. Nee, ag, wie wil nie breinskade hê op 'n sekere stadium in jou lewe nie. So. Benny, op 'n ernstige noot nou, vandat jy 'n pa geword het, hanteer jy jou eie loopbaan anders? Want jy was nog altyd 'n baie veelsidige kunstenaar, nie 'n entrepreneur. Werk jy nou 'n bietjie harder want daar is iemand vir wie jy werk? Ek werk nou 'n bietjie minder. Hoe is dit? Nee, ek probeer ophou 5 uur. Mens is altyd doenig en altyd besig, maar mens moet afskakel, jy moet by die huis stop en jy gaan ek dis nou klaar. En as ek sê by die huis stop, bedoel ek uit my kamer uitstap waar ek werk en dan net hierso teenwoordig wees. Ja. Vertel vir my van jou advertensiemaatskappy Freckles. Waar kom die naam vandaan? Interessant. Ons het lank terug het ek en Bouwer en Stefan Verdel wat saam met ons het begin het self gedink wat is 'n unieke naam en soos toe dink ek wel Sproete is nogal uniek en ons wou 'n Engelse naam hê en so. Maar ja, dit is net soos ons glo ons maak content wat nogal uniek is. Ja, ek wou nou net sê dis nie sommer enige advertensies wat jy maak nie of inhoud wat jy skep nie. Jy het daarom 'n paar toekennings, pendorings nogal gewen vir die mees komiese advertensies. So, wat is die golden recipe? Goue resep. Ek voel advertensie moet 'n geskenkie wees en want as dit 'n geskenkie is dan sal jy hom vir iemand aanstuur. En so komedie is dit. So as ek vir jou 'n goeie joke aanstuur, dan weet ek dis 'n klein geskenkie en dit gaan jou laat lag. En so ons probeer goeders maak wat mense wil aanstuur en iemand mee wil bederf en daarin is die 'n produk ingesluit. Nou die kantoor is een van die groot mylpale. As jy nou jou CV weer moet opstel, sal dit heel bo aan staan. Hy sal redelik noord van die CV wees. En dis 'n groot uitdaging. Mense is natuurlik gestres, so almal het hulle persepsies van wat dit moet wees. Maar toe het ons Skalk Poseidon het ek en hy het baie oor gepraat en hy het net vir my gesê man, as iemand dit opneem, kom ons neem dit op. So why not us? Ja, en toe besluit ons kom ons doen dit en ek is verskriklik dankbaar ons het want dit was die lekkerste ervaring wat ek al ooit gehad het op stel om dit te maak. Of dit goed is, dit is goed. Ek dink dit is goed. Ek dink mense gaan dit baie geniet. Ek
dink ook so, Ja. trots Suid-Afrikaans. Maar daar's nog 'n groot ding wat hierdie jaar gaan gebeur en dit is die broertoer met jou broers Reinhold en wat is dit Wilbury, ja. Wie is die dominee nou weer? Reinhold is die oudste, hy is die Ja. dominee, Wilbury is 'n entrepreneur en ek is Is hy ook die stoutgat? hy is middelleen is die stout gehad. En wat nou jy is? Nee, ek is die derde daar, okay. ja nee, ek help. Probeer jy die skip weer reg stuur? Heeltyd probeer net die show in die gang hou. Ja, nee, dis verskriklik lekker. Ons is 3 broers, ons toer en Maar ons kom nou net uit die feesseisoen uit Ja. en baie mense kan dit kwaliek uithou met hulle families en hulle skoonfamilies. Nou gaan julle 3 op toer met ons mekaar. verkies om by mekaar te wees permanent. Ons is beste pelle. Dit is regtig verskriklik lekker. So ja, ons sien baie uit. En julle grootwordjare, hoeveel het dit daarmee te doen gehad? Want julle kom al 3 uit die pastorie uit. Ons weet nou nie wat met jou gebeur noodwendig nie, maar okay. Maar het dit iets daarmee te doen gehad dat julle nog steeds so 'n hegte band het? Ja, so ons is 3 broers en 'n sussie en ons het net almal verskil 2 jaar. Ons is altyd doenig in mekaar se lewe en my ma het dit regtig goed reg gekry om ons soos regtig lief vir mekaar te maak en soos dat ons met mekaar alles gun en ja, dis die lekkerste veiligheidsnet vir my gewees om in die filmbedryf in te kom want ek het geweet hierdie mense het my rug geen om wat nie en ek het in hulle huise gebly vir tye wat dinge aan die gang gekom het en ja, so dit is die grootste seëning. Ja, ons is bly vir jou daarvoor. Goedheid en guns vir julle. Yes, Ja, dankie. Oor nou Corle en daarna gesels ek met die ewe talentvolle akteur Albert Pretorius. Die Louisville Cup Klassiek Chardonnay Brut uit die skilderagtige Devon Vallei buite Stellenbosch met sy fyn ligte borrels en geure van groen appel en suurlemoen maak van enige funksie 'n stylvolle geleentheid. Nou ek het 'n heerlike snoek wat ek vandag gebruik. Jy kan natuurlik vars of gevries. Dit maak regtig nie saak nie. Nou jy plaas dit net op die foelie op 'n bakplaat. Dit help natuurlik net met die skoonmaak van die pan dat die foelie onder is. Nou in 'n potjie meng jy natuurlik die bestanddele: botter, vars knoffel, appelkoeskonfyt, suurlemoensap en dan 'n bietjie van die wyn, sout en peper. Dan laat smelt jy dit nou net en al hierdie bestanddele saam en dan verf jy dit oor die vleiskant van die snoek. Nou ek het dit klaar hier begin doen. Nou gaan hierdie snoek dan nou oontoe op 180 grade vir so, ek sal sê dit hang nou af hoe dik of hoe groot hy is, maar ek sal sê so 20 minute, 25 minute behoort genoeg te wees. Nou ek het dan nou reeds ook een gaar gemaak en dan het ek dit so effe laat afkoel. En dan al wat jy doen is om die snoek dan nou te vlok en te ontpeen. Nou maak net seker jy verwyder al daai grate. 'n Snoek het nogal redelike grootes en dan kleiner is. Dan hou jy dit nou een kant en dan gaan ek nou oorbeweeg na my risotto toe. So hierso in die pan het ek dan nou reeds net olyfolie, botter, gekapte eie en dan knoffel en dit het alreeds begin om so lank lekker stadig tot goudbruin te braai. Dan voeg jy nou natuurlik net volgende die risotto rys ook in die pan en dan wat jy kan doen, jy kan die rys so laat rooster vir so 2 minute en dan gaan ons natuurlik net die vloeistof byvoeg. En die vloeistof is dan nou die wyn, jy kan nou 'n bietjie wyn byvoeg, jy hoef nie, jy kan ook water gebruik, maar ek hou van 'n visaftreksel of 'n groenteaftreksel wat jy dan nou net. En dit gaan omtrent so 18 tot 20 minute neem vir die rys om dan gaar te word of al dente. So as ek terug is, gesels ons oor al die verdere stappe. Intussen gaan ek dan nou hierdie rys gaar maak. Charlene gesels nou met Albert Pretorius wat saam met Benny Fourie vandag by ons kuier. Hy verwys nou homself as die Rassie van Pelodie. Dit is nou nie Albert Pretorius nie, maar dit is die ou wat die hoofrol vertolk in die kantoor Flip. Albert, baie welkom hierso. Baie dankie. Jy weet daar gaan vergelykings kom tussen jou en ek sal maar sê voorlopers, né, Ricky Gervais en Steve Carell. Hoe berei mense jou daarop voor? Ja, kyk, ek dink dit kan mens nou glad nie vryspring nie. Ek dink mense wat The Office gekyk het, albei die UK een en die Amerikaanse ene,
gaan ons vergelyk, maar ek gaan vir die eerste 3 weke nou maar nie kommentaar op Facebook lees nie. En ek dink dan as mense, ek dink na so 3-4 episodes mense nou begin besef Flip is eintlik sy eie man. Ons show is oorspronklik Afrikaans, Suid-Afrikaans. Jy gaan lag vir grappies wat jy nie op die Amerikaanse of die Britse een gaan kry nie. En ek dink regtig dis sy eie identiteit, ja. Want ek wil nou juist vir jou vra, ons het nou verwysingspunte na die Amerikaanse en die Britse, hierdie kultus komedie. Ons weet Suid-Afrikaanse humor is uniek, maar gee ons net so 'n klein voorsmaakie. Wat is dit wat dit so uniek maak? Wel, ek dink ons uitgangspunte en ons references is anders. Ek dink, jy weet, ons maak baie grappies oor rassie. Sorry rassie. Polony grappies kan jy nêrens in die wêreld maak nie. Ek wil, hoe gaan iemand in die wêreld verstaan van die groot listeriose uitbreek? Jy weet, like hulle gaan dit nie weet nie. En natuurlik ons sosiale en politieke en kulturele klimaat is heeltemal anders as oor see. En ek vind ons is nogal mense wat maklik kan lag oor mekaar se verskille ook. Ja, dit is waar. Maar jy het nou baie swaar rolle vertolk, nê? Het ek? Ja, vreeslik. Jou speelrepertoire is net so wys as die Here se genade. So hoe kry 'n mens dit reg om van hierdie swaar rolle te gaan in Niggies, Gustaf, alkoholiste na Flip, Beloniebaas? Dit is vir my baie lekker uitdaging. Ek spot so, ek speel elke 10 jaar doen ek 'n bietjie komedie, want die laaste een wat ek gedoen het was Buurtwag en dit was presies 10 jaar terug. So ek dink die geheim is om komedie so eerlik en reguit te speel as moontlik. So as jy dit sien as baie ernstig, is dit baie snaakser. As dit life and death is oor hierdie Polony wat vandag moet uit, dan het ons nie 'n probleem nie. Ek sien net hierdie prentjie van Pink Polony wat moet uit. Nou kan ek dit nou nie uit my kop uit kry nie, julle, sorry, daar is dit nou. Waarmee is jy op die oomblik besig? Want die kantoor gaan nou jou lewe oorvat. Dit gaan alwees waaroor mense met jou oor wil praat. Vir die volgende rukkie seker, maar ek dink die groot ding op die oomblik is troue reël. Ek trou later jaar. Aha. En KAK kom op en sulke dinge, maar op die oomblik is dit fokus op die troue en gastelyste, hoe doen iemand dit? I don't know. Hoe doen jy gastelyste? Nooi net eenvoudig almal. Hier's 'n kamera, nooi almal. Ek gaan net niemand nooi nie. Julle is nie genooi nie. Regtig, nie eers ek nie. Jy moet nou mooi dink. Jy slaap sommer op die bank. Ek slaap al klaar op die bank. Jy het vroeër in die grimeerkamer toe jy nou so iets laat val en jy sê jy's nou lank genoeg verloof. Jy wil nou trou. Nou ek het nou nog nooit van 'n man gehoor wat jaag na die tronk toe nie. Hoekom? Dis nie 'n tronk nie, dis 'n fees. Ek sien so uit. Ja, ek het regtig ek voel nou ons is nou te lank verloof. Ek wil nou trou. Ek wil nou saam met my mens wees en die lewe op daai vlak aanpak en ek is verskriklik lief vir haar en ek kan nie wag nie. Ja, dit is wonderlik om te hoor. En professionele loopbaan, wat lê nog voor saam met hierdie mens, want dit raak dit nie bietjie moeiliker nie, want nou moet jy jou privaatlewe en jou werkslewe baie mooi in balans hou. Sy is ook in die bedryf, so sy verstaan daarmee bedryf. So as ek weird ure werk, sy verstaan dit heeltemal. So en ons komplementeer mekaar verskriklik goed. En sy werk meer in die kunsdepartement en daar's so 'n klein Easter egg in die kantoor, want die foto wat ons gebruik het om ons verloving aan te kondig op Instagram is ook gebruik in die kantoor, in Flip se kantoor. Mag ek dit sê? Ek dink ek kan dit sê. Dis nou te laat. Dis nou te laat. Maar hy het haar gesig vervang met iemand anders in. Want my karakter is 'n groot aanhanger van Leon Schuster, so daar's 'n foto van Flip en Leon Schuster en is eintlik Leon se gesig op my verloofde. En sy was chaff daaroor. Jy het definitief die regte perd gevang, hoor. Ek het. Ja. Baie sterkte vir julle twee. Baie dankie. Baie geluk. Dankie. Leon gesels ek later met Albert en Benny oor die nuwe reeks, Die Kantoor. Ek gaan sien ons gaan dubbel gevou wees van die lag, maar eers is dit tyd vir die Sake Fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by vandag se Sake Fokus, waar ons in Kempton Park hier in Gauteng kuier. Dit is natuurlik bekend vir sy ligging naby aan die lughawe met groot nywerhede en kleiner besighede wat hier suksesvol handel dryf. Kom ons gaan kyk. Kempton Park net oos van Johannesburg is onder andere bekend vir sy groot nywerheidsgebied wat baie chemiese vervaardigings en ander industriële terreine huisves.
Bekende name soos Bostik, Simba en die Maltotech groep het hulle self hier in Kempton kom huisves. Die OR Tambo internasionale lughawe speel natuurlik 'n dominante rol in Kempton Park se plaaslike ekonomie. Verskeie lugrederye en ander lugvaartverwante maatskappye soos berging en versending en vervoermaatskappye se hoofkwartiere is juis daarom hier in Kempton Park. Norcom Park Motors se Engine Norcom Park in Mooirivier Rylaan Kempton Park bestaan al van die 1970s af en is onlangs oorgebou en gemoderniseer met die nuutste tegnologie. Hulle voorsien brandstof en tipiese volstasiegoedere aan hulle kliënte op 'n 24-uur basis. Hier word almal gehelp met die beste en vriendelikste diens om jou ervaring werklik aangenaam te maak. Norcom Park Motors, kom maak hier vol en ervaar self die verskeidenheid en goeie diens. Eastrand Engine and Turbo spesialiseer in die hervervaardiging van Ford motors en turbos. Hulle herbou vanaf die Ranger 2.2 en 3.2 tot die EcoBoost 1, 1.5 en 1.6 liter motors en turbos en doen ook alle dienste op die Ford-reeks. Elke produk word met groot noukeurigheid vervaardig en geïnspekteer om te verseker dat dit aan die hoogste standaarde voldoen. Met deursigtige kommunikasie van die oomblik dat 'n bestelling geplaas word tot by die finale aflewering, kry kliënte net professionele diens, vinnig, vriendelik en kundig. Hulle puik naverkoopdiens beteken kliënte maak 'n belegging in betroubaarheid en langtermynwaarde. Hulle herstel jou motor se werkverrigting met presisie hervervaardiging. Elke Ford engine word met uiterste noukeurigheid herbou om te voldoen aan die nodige standaarde en om dit selfs te oortref. Net gehalte komponente word gebruik en elke engine ondergaan streng toetse en kwaliteitbeheer om te verseker dit presteer so goed soos nuut of selfs beter. Eastrand Engine and Turbo, betroubare vakmanskap, uitsonderlike kwaliteit en 'n produk wat gebou is om te hou. Met dekades se ervaring vervaardig Trifab Engineering in Kempton Park hoëgehalte afgewerkte en semi-afgewerkte metaalprodukte vir besighede regoor Suid-Afrika. Hulle spesialiseer in vlekvrye staal en sagte staal ontwerp, perforasie, laserprofiele en vervaardiging. En hulle bedien ondernemings van alle groottes. Met vindingrykheid, innovasie en diepgaande ingenieurskundigheid gekoppel aan moderne produksievermoëns, funksioneer hulle as jou vertroude uitgekontrakteerde vennoot. Van die eerste konsep en ontwerp tot vervaardiging, afwerking en stiptelike aflewering, bestuur hulle elke fase van die produksieproses. Met gevorderde CNC en lasertegnologie doen hulle presisie sny, buig, profiel en swysdienste. Deur met spoed, buigsaamheid en verbeterde ontwerp te werk, lewer hulle uitsonderlike gehalte, vervaardig met hoë standaarde, verduursaamheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Trifab Engineering, presisie, vennootskap, prestasie. Hulle lewer 100% kliëntetevredenheid elke keer. 'n Reputasie gebou op vertroue. Soms is dit ook lekker om te sien hoe kleiner ondernemings doen wat hulle kan om kop bo water te hou. En daarom wys ons julle vandag Smiley, die blommeverkoper, en nog 'n paar besighede in Kempton Park. Daarna gesels Dawie met die besturende direkteur van Kanton. Kempton Park het groot besighede en klein besighede. Ja, selfs die klein besighede in die informele sektor floreer letterlik hier. Ons het gaan inloer by Jerome, beter bekend as Smiley, wat al jare lank hier blomme verkoop en 'n bekende gesig binne Kempton Park geword het. Hy doen moeite sodat jy die mooiste en die varsste blomme hier by hom kan kry. Hy sal ook sorg dat jy jou blomme teen die beste pryse kry. As jy iets spesiaals soek, gesels net met hom. Hy probeer altyd 'n plan maak en help. As jy weer daar by die T-aansluiting van Poort en Rietfonteinstrate by Smiley verbyry, ondersteun hom gerus. Altyd vriendelik, altyd Smiley. By Laerskool Kruinsig in Kempton Park lewer hulle nie 'n produk nie, hulle bou mense. Hulle bied 'n opvoedingservaring waar kop, hart en hand saamwerk, waar leer, groei en omgee die boustene is. Van die Kletskousies Kleuterskool deur tot by graad 7 word elke besluit, program en aktiwiteit benader met die kind as middelpunt. Hier is elke leerder uniek, waardevol en word as individu gesien en gehoor. Kruinies is meer as net 'n skool, dis 'n familie. Ouers, personeel en leerders vorm 'n sterk ondersteuningsnetwerk waar samewerking, respek en geloof die grondslag vorm.
Laerskool Kruinsig kombineer sterk akademiese standaarde met persoonlike aandag en ondersteuning. Hulle sukses word gebou op balans en hulle skep ruimte vir elke leerder om te ontdek waar hulle uitblink. Sport, kultuur of binne die klaskamer. Elke kind kry 'n kans om te behoort, te groei en te skitter. Met die tema Een hart, een droom leef hulle waardes van liefde, empatie en doelgerigtheid uit. Laerskool Kruinsig, die skool sonder gelyke waar elke kind belangrik is. Goodies for Gardens in Glenmarais is 'n bekende leefstylbestemming en kwekery wat plante, tuindekor en 'n heerlike ontspanne gesinsomgewing bied. Dis 'n volledige kwekery met alles van inheemse plante en bome tot bonsais, tuindekor, plantbakke en waterfonteine. Hier's ook lieflike dekorwinkels om deur te sniffel. Modern Muse is 'n kreatiewe kleikafee. Uit 'n reeks klaargemaakte keramiekstukke kies jy een om te verf, terwyl jy heerlike maaltye, versnaperings, lekker koek en drankies geniet. Dit gaan oor kuns, kos en vriendskap, 'n alles-in-een ervaring. Die restaurant is die perfekte omgewing om weer met jouself, jou geliefdes of jou span te kuier en weg te stap van die gejaag van die daaglikse lewe en jy vertrek met jou eie unieke skepping. Hier's ook 'n veilige speelarea vir kinders. Modern Muse en Goodies for Gardens. Alles op een plek waar jy en jou familie kan ontspan, asemhaal en net geniet. Nou, hier is 'n ding waaroor ek persoonlik baie opgewonde is. Ek gesels nou met Henk Skalakamp en hy is die bestuurende direkteur van Kanton. Goeiemôre Henk. Hallo Dawie, lekker om jou hier te ontmoet. Ons het mekaar al 'n paar keer op ander plekke ontmoet en presies oor die plek wat ons nou oor gaan praat. Ja. Daar was ons die laaste keer wat ons mekaar gesien het. Maar vertel vir my van Kanton. Nie net oor Kanton nie. Julle het 'n baie spesiale embleem. Dis die versamelvoël en julle reken ook wat julle wil doen. Julle wil so 'n vennootskap skep tussen kultuur en kapitaal. Vertel vir ons. Dag het hy. Vloer is joune soos hulle sê. Dankie Dawie. Kanton is 'n eiendomsbeleggingsbesigheid en ons ontwikkel leefruimtes vir Afrikaans. So ons fokus baie streng op die Afrikaanse kulturele huishouding. En ons doen dit deur 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal te smee. So ons werf beleggers, ons kry die finansiering in plek en dan ontwikkel ons die fasiliteite vir die instellings en ons verhuur dit aan hulle terwyl ons 'n goeie opbrengs aan ons beleggers dan nou betaal. Ons logo is 'n 2 K's wat in die vorm van versamelvoël se vlerke gepak is. En die simboliek van die versamelvoël is eintlik waaroor dit vir ons gaan. Dit is klomp klein voeltjies wat verantwoordelikheid neem vir hulle eie instelling, hulle nes, van waar af hulle dan nou uitvoer kan gee aan hulle lewenstake. Ja, ons gaan volgende nou gesels oor hierdie nuwe groot projek, maar julle het 'n bewese rekord alreeds. Soltech byvoorbeeld, vertel ons daarvan. Ja, Soltech was deel van ons opkomende planne. Ons moes wys dat ons kan ontwikkel, ons kan winsgewend eiendomme bestuur. En ons het Soltech ontwikkel in gedurende COVID. Daar was so 'n sosiale media storie van ons is op tyd en binne begroting wat die waarheid was. Ja. En sedertdien het ons 'n 400 bed koshuis bygebou en ons het 'n brug gebou oor die Solomon Mslangu pad daar in Monument Park en dit nou is 'n eenheid wat ons nou bestuur en die Soltech storie is bekend. Daar's die studente floreer daar en nou vat ons dit 'n volgende stap vorentoe. Nou by die ding wat my nou so opgewonde maak, want is net om die draai van my af en dis hierdie Akademia kampus waarmee julle nou besig is. Waar is dit? Hoe werk dit? En baie belangrik, hoe werk die finansiering daarvan? Dawie, dit is so, die Akademia kampus is so 7 km van die Solomon Mslangu Lynnwoodweg kruising op die Boskoppad en dit is op 'n reusagtige 220 hektaar. Ons ontwikkel daar vir Akademia 'n volledige kampus, 'n landboufakulteit, sportnode, koshuise, akademiese kampus, volledig. Dit is so 50,000 vierkante meter wat ons daarso ontwikkel en hulle gaan dit op 1 Januarie 2028 gaan hulle dit betrek. Die finansiering is dit is nou kan ek jou net 2028 is 2 jaar hier vanaf. Ja. Ons het maandag wat nou verby is die perseel aan die hoofkontrakteurs oorhandig en hulle is soos wat ons hierso gesels besig om die fondasies uit te meet. Gaan aan die finansiering?
Ja, so die finansiering is op hierdie stadium 'n baie private werwingsveld tog. Ons is nie 'n publieke maatskappy met 'n geregistreerde prospektus nie. En dan so ons het individue geteiken, familiekantore geteiken en hulle persoonlik genader. En dan ons oprigters het ook self weer nog kapitaal belê want hulle het ons storie gesien, hulle het ons resultate gesien. En dan het ons by die banke aangeklop vir finansiering en ons is regtig verras gewees deur die toetrede van die banke en dit het ons in staat gestel om hierdie fase 1 te loods wat 1.8 miljard rand is. Hoorie so ek is vreeslik opgewonde hieroor. Baie dankie dat jy vanoggend by ons het draai gemaak het. Dit is Henk Skanakamp, bestuurende direkteur van Kanton. En ek kan vir julle sê 'n voorbeeld van waar kultuur en finansies op hierdie manier bymekaar kom, dit is tot voordeel van die belegger. Ek is baie bly daaroor en daai tweeling vir my, nee, weet nou waartoe ek hulle gaan stuur. So gepraat van jong mense, ons kyk nou na Ultimate Youth en wat dit vir die kinders ook kan alles bied. Ultimate Youth is hoë prestasie aanvullings vir jong atlete met fokus op gesondheid, herstel en algehele atletiese ontwikkeling. Ontwikkel deur 'n toegewyde pa en voormalige atleet, is produkte wetenskaplik ontwerp vir kinders en tieners. Dit fokus nie net op spier en herstel nie, maar ook op breinprestasie. Die produkte ondersteun herstel, uithou vermoë en daaglikse holistiese welstand. Hierdie aanvullings is spesifiek geformuleer vir jong atlete met bestanddele wat deur ouers goedgekeur is en wat veiligheid en gehalte verseker. Ultimate Youth het ook uitgebrei na leefstylprodukte soos toerusting en klere en alles is beskikbaar by hulle aanlyn winkel en Takealot. Laerskoolatlete benodig immuunondersteuning en energie. Vroeë tieners benodig fokus en emosionele balans. Tieneratlete moet fokus op spierherstel en stamina en universiteitsstudente soek kognitiewe ondersteuning en skoon voeding. Ultimate Youth, plaaslik gemaak, wêreldklas kwaliteit. Dit bied skoon effektiewe aanvullings wat op groeiende liggame en ontwikkelende gemoedere gemik is en bemagtig die volgende generasie atlete natuurlik. Bestel vandag nog. Die skole het nou pas begin en ons weet almal hoe vinnig die eerste kwartaal afskop. 'n Mens wil seker maak jou kinders is sterk en gesond en reg vir die uitdagings wat die jaar mag bied. Nou Ultimate Youth, waarna ons nou pas gekyk het, se aanvullings is spesiaal vir kinders en jong mense ontwikkel om te help met hidrasie en herstel na 'n dag op die sportveld of met fokus en konsentrasie in die klaskamer. Bestel dit op hulle webblad ultimateyouth.co.za of sommer op Takealot. Kom ons hoor by Dawie met die ekonomie vir 2026 inhou. SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree-landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Ja, jawel, kom ons kyk wat die jaar miskien ekonomies vir ons inhou. Nou belangrik is natuurlik om te begin waar ons verlede jaar geëindig het en verlede jaar het ons eintlik op 'n goeie plek soort van geëindig. Die finansiële markte het baie goed begin doen, die rand baie begin verstewig, die kapitaalmark het baie begin verstewig. So ek dink die finansiële markte wys vir ons op 'n paar goeie dinge wat potensieel kan gebeur. In terme van ekonomiese groei is daar nog 'n groot leemte daar. Ekonomiese groei verlede jaar, ons moet nou wag vir die finale syfers, waarskynlik so rondom 1% of net oor die 1% wat baie swak tipe van syfers is. As jy mens kyk na die Wêreldbank se byvoorbeeld se voorspellings, praat hulle van ekonomiese groei van so 1.4% of so vanjaar. Ek dink ons dalk so iets wat optimisties maak en dit maak nou nie saak nie. Maar hier is die belangrike ding. So, wat die finansiële mark dan betref, die rand is lekker sterk. Daar's 'n klomp redes daarvoor. Die een daarvan het te doen met inflasie mikpunt wat afwaarts aangepas is. Dit beteken met inflasie wat daal en inflasieverwagtings wat daal, reken ek die kans is baie goed dat die Reserwebank weer 'n keer rentekoerse gaan verlaag. So ek by die stadium my raaiskoot is so 50 basispunte, miskien ons moet so 2 maande wat wag vir die eerste 25 basispunte, maar daarna sien ons maar nog 'n 25 basispunte. Wat die rand self aan betref, soos ek gesê het, as ons kan inflasie laer kry, maak dit baie meer aantreklik om in Suid-Afrika te belê. Daar's minder risiko's, so moontlik meer invloei in Suid-Afrika, meer stabiele wisselkoers van die rand en selfs 'n sterker wisselkoers van die rand. Die ongelukkigheid is, en dit is 'n groot probleem, is dat ons die buitelanders belê in ons finansiële markte, hulle belê nie noodwendig in fabrieke en in nuwe myne en dies meer nie. Ek gaan nou daarby uitkom.
So wat die monetêre beleid dan betref, 'n goeie monetêre beleid in terme daarvan dat die rand stewiger is en laer rentekoerse verder verwag kan word. Wat die fiskale beleid aanbetref, ook lyk dit my se iets wat beter. Aan die einde van verlede jaar het ons gesien, die fiskale rekening is geleidelik besig om te stabiliseer. Daar is nog steeds baie groot probleme, veral wat die plaaslike owerhede en die staatsbeheerde instellings aanbetref, maar ons het ten minste 'n primêre fiskale surplus en ons gaan volgende maand is nou hopelik, ons weet nie of dit gaan gebeur nie, is die begroting van die minister van Finansies en dan gaan ek nou breedvoerig daaroor gesels ook. So die tafel is gedek vir sterker ekonomiese groei. Die enigste uitstaande groot probleem, makro-ekonomiese beleid is verkeerd. Ons moet dit verander. Ons moet hierdie twak so swart ekonomiese bemagtiging, hierdie goed soos byvoorbeeld onteiening, die verskriklike swak diens wat ons van die staatsdiens kry en dies meer, dit moet reggestel word, want alles is reg vir sterk ekonomiese groei. Al wat ons kort is goeie politieke leierskap. Hierna gesels ek met James Kemp oor die volgende jaar se moontlike nuusgebeure. Nou, nie sake praat ons gewoonlik wat die afgelope week gebeur het, maar nou gaan ons 'n kans vat en 'n bietjie ons probeer voorspellings maak oor die volgende jaar alles gaan gebeur en James Kemp gaan my daarmee help. Goeiemôre en baie welkom. Dankie Dawie, ek moet sê deesdae met Trump aan bewind lyk 'n kristalbal meer soos daai snow globes. Ja, dit is nogal so en ek het nog geëindig met my ekonomiese ding. Soos ek sê, ek dink die ekonomie is regtig maar gereed vir sterker ekonomiese groei. Ons het net beleidsprobleme. En jy het nou toevallig net voor ons nou weer op lig gekom het genoem na iets wat 'n groot probleem is. Ja, maatskappye met 50 werknemers en meer het tot middernag gisterand geleentheid gehad om verslae in te dien om te sê hoe hulle oor die volgende 5 jaar gaan voldoen aan die vereistes wat deur die regering daar gestel word. Met ander woorde, hoe hulle maatskappye gaan transformeer om die nasionale demografie se rasvereistes ook dan te akkommodeer. En daardie maatskappye wat in die stadium eintlik 'n duimsuig verslae indien, want hoe weet jy hoe jou personeel samestelling gaan lyk oor die volgende 5 jaar en wat jy gaan doen om daarin te voldoen? Dis 'n voorbeeld van een van die hindernisse wat keer dat die ekonomie sterker groei. Maar kom ons kyk na 'n paar warm plekke, internasionaal heel eers. Een daarvan is Oekraïne. Ja. Ek het so vermoed hierdie oorlog gaan nie einde kry nie. Ek dink dit gaan nog lank aanhou. Ja, wel Dawie, vir die oorlog om einde te kry, dan gaan daar toegewings gemaak moet word in die stadium. Ek dink ook nie dit is vir Rusland noodwendig volhoubaar nie, maar van Oekraïne se kant af kan ek nie sien dat hulle beheer gaan behou van plekke soos Donetsk, Luhansk en dies meer nie. Ek kan nie sien dat en uiteindelik wat sê daai hawe stad aan die oorkant, Odessa. En uiteindelik ook dan daarmee saam kan ek nie sien dat Rusland gaan toelaat dat Oekraïne nou of in die toekoms toegelaat geword om by NAVO aan te sluit nie. So daardie voorwaardes wat daar gestel gaan word. En dit gaan natuurlik, dit kan potensieel uitkring na iets baie groters. Nog 'n groot warm punt wat nou eintlik onlangs al meer en meer begin gebeur het, is Iran. Ja. En daar's 'n moontlikheid dat daardie regering tot 'n val kan kom. Die VN se Veiligheidsraad wat juis nou die afgelope week oor Iran gesels en jy het verwys na ekonomiese insinkings. En dit was die groot sneller vir wat in Iran gebeur het. Ja, 28 Desember, daar sit die winkeleienaars by die Grand Bazaar en hulle sê ons sluit ons winkel want die Iranse riaal het nie net getuimel nie, hy het in duie gestort. Absoluut in duie gestort. En wat interessant is, wat baie belangrik is om dop te hou, is kyk na die protessimbool wat gebruik word. Dis die leeu en sonvlag. Dis 'n vlag wat laas in Iran gebruik is voor die Iranse revolusie in 1997 wat tot die Islamitiese staat gelei het. Eintlik 'n Persiese simbool, hoe dit bekend staan. Presies. En bekende beeldmateriaal wat nou ook hier rond te doen van persone wat aan hierdie protesaksies deelneem, die Iranse vlag stryk en dit dan vervang met die leeu en sonvlag, die vlag wat eintlik nou besig is om die simbool te word. Dalk sien ons 'n nuwe Shah in Iran, wie weet. Maar intussen sit dan Maduro op sy eie daar sy met sy vingers gespeel want Trump het hom gevang in Caracas. Nicolas Maduro, ja, hy staan net reg op dwelmverwante klagtes, hy en sy vrou in Amerika, maar dis net so interessant te sien wie gaan nou beheer neem van Venezuela. Trump het hierdie afgelope tyd vir Delcy Rodriguez ondersteun het, sy wat Maduro so adjunk was en ook nou die interim president is, maar intussen 'n interessante verwikkeling hierdie afgelope dag vir ons gesien het dat Maria Corina Machado, die Nobelpryswenner, die oppositieleier, die persoon wat 'n Nobelprys gekry het juis vir die bevordering van demokrasie in Venezuela, wat haar Nobelprys simbolies aan Trump gaan oorhandig. So hy wou 'n Nobelprys gehad vir vrede en daai het hy hom toe gekry. Nou het hy net so van Trump gepraat, Dawie. As ons praat oor die gebeure in Suid-Afrika, ons praat oor die gebeure in Oekraïne of Rusland, ons praat oor die gebeure in
in Venezuela en dan ook in Iran, dan sien ons dat een naam redelik sentraal staan, een persoon wat 'n bepaalde rol gaan speel en dit is Trump. Trump, hierdie komende jaar. hy bepaal, hy is die ster wat die R100 swaai. En dan plaaslik, een groot ding wat ons is nog nie seker daaroor nie, maar ons gaan moontlik 'n plaaslike owerheidsverkiesing hê. En natuurlik, in my vermoede is dat die ANC is besig om verder dood te bloed. Ja, die plaaslike regeringsverkiesing kan in November plaasvind. Daar's 'n moontlikheid dat dit eers in Januarie volgende jaar kan plaasvind. Maar in hierdie stadium is daar twee partye wat ek kan sien nie baie gewild is onder hulle eie kiesers nie. Die ene is die ANC en die ander ene wil dit voorkom asof die DA ook besig is om steun te verloor om verskeie redes. Dion George se bedanking nou in daai bedanking het hy gesê, maar John Steenhuisen is gekaap deur die ANC. So dit is 'n hoofopskrif wat ek sien wyd gebruik word op televisie en publikasies en dies meer, en dit is nie baie goed vir die DA verkiesingsjaar nie. Ek kan nie wag vir hierdie jaar nie. Ek kan nie wag met jou jaar te gesels nie. Vrees ek oor 'n jaar altyd lekker oor die politiek. Nou ek moet julle een ding sê, net so te loop. As ek kyk na ons politiek, die kwaliteit van ons politieke leierskap, dan sukkel ek daarom om so 1 of 2 sterre raak te sien. Daar's nie veel van hulle nie. Terug na Sake Fokus. Rocket Trading in Brackenfell is 'n leier in hulle velde van sloping, terreinopruiming, puinverwydering, uithuur van vullisbakke, voorsiening van water vir swembaddens en tenke, bou sand en steen sowel as bobcats met brekers, hamers of graaf en skrootversameling, sommer alles op een plek om dinge vir jou makliker te maak. Maar hulle diens eindig nie daar nie. Alle afval word na hulle werf toe gebring waar hulle alles sorteer in groepe om soveel as moontlik daarvan te herwin. Daar is baie ander maatskappye in die bedryf, maar die meerderheid van hulle werk op 'n 24-uur siklus. Rocket Trading is anders. Hulle help jou op dieselfde dag, vinnig, doeltreffend en reg. Hulle gee altyd al 110% aandag om vir jou die vinnigste en beste diens te lewer. Rocket Trading, uniek gestruktureer om kliënte die diens te bied wat hulle verwag van 'n professionele maatskappy met meer as 20 jaar ondervinding. Daar's nou ook 'n tak in die Weskus by Langebaan. Hulle gesoute personeelkorps van 90 doen dinge vinnig en doeltreffend. Kontak hulle gerus. Michael Erasmus, direkteur van Rami Consulting, 'n ou bekende hier by Ontbytsake. Jy kan my nou net sowel jou eie insetsel al aanbied, weet jy? Ja, Celine. Jy's ook al so gemaklik. Ek het dit al oorweeg, maar los dit maar aan julle bekwame hande. Op 'n ernstige dood, vir mense wat nou nog nie weet nie. Ek weet nie waar jy dan onder 'n klip weggekruip het nie, maar die waarde wat sonkrag toevoeg tot jou huis of tot jou kommersiële eiendom as 'n belegging. Nee, kyk, die ding is, dit is absoluut oneindiglik. Die lys is so langs my arm, maar net om 'n paar goed op te noem. Ons weet beerdkrag is nou nie meer 'n populêre terme nie, maar daar's nog areas wat weekliks sonder krag sit. So kragonderbrekings eerstens uit jou lewe uit. Tweedens, dit spaar jou duisende rande jaarliks. So dit's 'n baie beter belegging om daai geld te vat en in solar te belê, want dit gaan meer maandeliks terugsit in jou sak as wat daai geld in die bank sou gedoen het. So 'n kwaliteit solarstelsel, en ek klem op kwaliteit solarstelsel, is 'n absolute moet vandag in Suid-Afrika. Daar het 'n area in Pretoria nou onlangs vir 11 dae sonder krag gesit. Dis skokkend. Ja, die mense was maar woeskwaad, maar jy het nou gepraat oor kwaliteit, nee. Hoekom is julle so fanaties oor die regte en goeie tegnologie? Dis die ding, daar's soveel tegnologie beskikbaar tans op die mark. So mense weet nie watter rigting te gaan nie. So dis belangrik, jou inverter battery kwaliteit en die paring van die twee is van kardinale belang. Eerstens om 'n soemlose kommunikasie tussen die battery en die inverter te veroorsaak. En dan tweedens wat net so belangrik is om die waarborge op die totale stelsel dan vir jou te verleng. So dit is van kardinale belang om die regte tegnologie in te sit. Daar's baie sonkrag-installasiemaatskappye. Hoekom moet hulle Rami Consulting kies? Dis lekker. By Ramic het ons 'n absolute passie vir solar. So ons weet wat se langtermyneffekte dit vir die natuur, vir die land, vir jou huishouding, jou beursie, alles gaan inhou. So nie net het Rami Consulting 'n passie vir solar nie, maar belangrik is ons werk net met die beste van die beste. Ons koop in grootmaat aan, daai beter pryse wat ons kry dra ons oor na die eindverbruiker daar buite. Dan ook ons installeerders is meester gesertifiseerde solar spesialiste. So hulle is nie van daai ouens wat bietjie solar op naweke doen, maar plumbing en aircons en al daai goed deur die week nie. Al wat hulle maandag tot Vrydag doen is kwaliteit solar installasies. Nou, verkoop is een ding in goeie tegnologie en goeie spesialiste,
maar nasorgdiens, doen julle dit ook? Daar's 'n ding waar is iets wat baie na my hart lê, is spesifiek naverkoopediens. Dit is iets waarvoor ons 'n passie het. Ons stelsels word permanent gemonitor. So daar's 'n groter kans dat die tegnikus weet van 'n fout voordat die kliënt van dit gaan weet. So dis nie lekker. Ons maak seker is 'n passie vir ons vir daai. Nou Michael, dit is Januarie, die beursies is dun en die bankbalanse is laag, maar watse spesiale aanbiedinge het Dis julle nie vir lekker. kykers? Ons het vir die eerste 10 kliënte wat hierdie week hulle bestellings gaan plaas, 4 ongelooflike promosiepakkette. As jy so lank voet in die deur wil kry, pakket 1 is 6 panele, 5 kW hybrid inverter, nuutste tegnologie van sy soort, met 'n 5.12 kW lithium battery ten volle geïnstalleer vir 84. Pakket 2 12 panele met 'n 8 kW inverter en 2 5.12 kW lithium batterye vir slegs 118. Dan pakket 3, dis nou waar die goeie nuus inkom. Dis 16 panele, 'n 12 kW hybrid inverter, maar in plaas van 2 5.12 kW lithium batterye, gaan ons vir die eerste 10 kliënte wat hulle bestellings hierdie week plaas, opgradeer na 14.3 kW lithium battery. Dan pakket 4, dis vir die boere en die besighede daar buite, 32 panele, 20 kW 3-fase inverter, en dan in plaas van 25.6 kW se batterye, gaan ons jou gratis opgradeer na 28.6 kW battery. So is belangrik. Kliënte moet nou gryp die fone, SMS. Ja, SMS die woord Romic na 43366. Baie belangrik. Jy moet 'n SMS terug van ons kry. As jy nie 'n SMS terugkry nie, het ons nie jou besonderhede Nou gekry. Michael, jy kan sien ek sit met 'n groot glimlag hierso want soveel passie soos wat jy het, kry mens min. Baie dankie dat jy kom kuier het. Ons kyk nou na Neptune Haco Africa en daarna vertel Pieter ons van sy opkomende sakefokus. Is jy moeg vir lekkasies wat jou huis of gebou verwoes, ongeag die weer? Neptune Haco Africa het die perfekte oplossing. Hulle gebruik premium waterdigtingsprodukte wat betroubaar is, met bewyse dat dit lekkasies in enige toestande kan stop, swaar reën of uiterste hitte. Een oproep of boodskap en jou eiendom bly 100% droog. Jy sal wens jy het al vroeër van hulle uitgevind. Hulle kerndienste is vir waterdigtingstelsels vir dakke, kelders, fondamente en betonstrukture, vochtdigting en lekkerstelwerk, konstruksie en strukturele restaurasie, asook gesondheid en veiligheidsaudits met opleiding en nakoming. Hulle bied professionele herstelwerk en waarborg dat elke lek suksesvol reggemaak sal word en voorsien ook pypwaarborge op hulle produkte. Neptune Haco Africa, jou betroubare leier in premium waterdigting oplossings. Kry blywende beskerming en gemoedsrus en kontak hulle vandag vir kundige advies en kwaliteitprodukte wat die toets van tyd deurstaan. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ontbytsake plaas in 'n komende uitsending die fokus op Nelspruit en omliggende sakegebiede. 'n Kernmark in Mpumalanga waar streeksekonomie, logistiek en gevestigde ondernemings saamvloei. Hierdie Nelspruit sakefokus is doelbewus gestruktureer vir die ondernemings wat hul handelsmerk strategies wil posisioneer voor 'n nasionale gehoor met beperkte blootstelling beskikbaar om toepaslikheid, kwaliteit en markfokus te behou. Indien jy in hierdie deel van die Laagveld besigheid bedryf en verstaan dat sigbaarheid 'n strategiese bate is, nooi ek jou om my besonderhede op die skerm te neem en kontak te maak. Ek sal die onderskeie formaat en produksieopsies met jou bespreek om 'n berekende bemarkingsgeleentheid te verseker. Dankie. Terug na Corlie. Nou die risotto is gaar en nou voeg ek net die gerasperde parmesankaas en die ander helfte van daai botter by en dan roer ek dit goed deur. Nou as jy sien die risotto is 'n bietjie styf, kan jy natuurlik net so 'n bietjie ekstra aftreksel bysit of nog beter 'n bietjie room. Nou die gevlokte snoek kan jy nou ook byvoeg en dan roer jy dit goed
deur. Jy kan so 'n paar stukkies ekstra eenkant hou net vir garnering bo-op en dat jou gaste natuurlik kan sien wat hulle eet. Laastens voeg jy dan net die vars suurlemoensap by en gee dit met sout en peper. Nou ek gaan ook bietjie vars spriet-eie bysit net vir daai ekstra geur en tekstuur en dan natuurlik 'n bietjie kleur. Nou kom ek doen gou daai laaste paar stappe. So ek dink myne is redelik, hy is bietjie styf, maar ek gaan hom dalk nou bietjie toer met room. So daai botter sit ons dan nou in en jy kan nou so 'n heel stuk parmesan vat en hom rasper en dit dan byvoeg. Ek het sommer hierdie fyner parmesan wat ek dan nou hier bygooi. En dit gee net daai lekker romerigheid ook en dan nou so lekker neuterige smaak aan die risotto. So dit roer jy nou so goed deur. Laat hy lekker smelt en dan kan jy dit natuurlik. Ek dink ek gaan net eers so bietjies byvoeg. En julle weet ek is altyd versigtig om hierdie op kamera te doen. Daar's altyd 'n glipsie wat deur gebeur. OK, dan kan jy hom so lekker deur. Ek gaan verseker 'n bietjie room of bietjie aftreksel by is en dan sout en peper natuurlik. Nou as ek terug is, dien ons op. Albert Fourie en Benny Pretorius. Come on Leon van hierop. Wees beter. Soester. Ek wil net eerstens vir julle te sê julle maak regtig 'n mooi paartjie. Dankie. Ons is 'n trappel. Ons is 'n komedie huwelik. Komedie. Job, né? Dankie. Nee, julle lyk baie mooi en groen. Ons verwag die tweede een. Dit is my regtig Hopelik. Vas. Benny, sal hom Leon noem. Dis regtig nice. Ja. Dis julle, dankie. Die kantoor is 'n sogenaamde mockumentêr. Ja. Wat beteken dit? Dit is soos 'n dokumentêr, basies naby aan 'n dokumentêr, maar dit is nie. So die show probeer regtig hard om so naby as moontlik aan realiteit te wees. Ja. En lyk so asof hierdie situasie regtig is. En as jy in Klerksdorp by die regte straat afdraai, jy gaan na die kantoor in, dan behoort hierdie mense daar te sit en daar te lewe. Speel dit ook daar af? Dit speel af in Klerksdorp. Ons het dit geskiet in die Kaap. Lounie. Dit is baie dieselfde, né? Presies. Ek weet moenie my huis maak nie. Ja, is goed. Nee, goed, ek sal. Ek moet net so dalk 'n vinnige punt van erns. Hoe dit gekom dat jy die geleentheid gekry het om hierdie spesifieke projek. Want ek bedoel dis ons almal ken natuurlik die Office van daai van die Britse en die Amerikaanse. Ja, hoe dit gebeur. So ons het in 'n vergadering gesit vir 'n ander ding en toe hoor ek hulle praat van dat dit miskien kan gebeur. Toe steek ek my hand op en toe vergeet almal daarvan. En toe so 6 maande later toe kry ek 'n oproep en toe vra hulle sal ek bereid wees om dit te doen. Sê ek sal dit skryf, maar dan wil ek die regie ook doen. En teen dubbel die prys as wat jy aanvanklik teen 'n ongelooflike prys. So wat lekker is dat ons nou kan aftree. Ja, dis lekker om ek bedoel die karre waarmee jy vanoggend ingery het. Dis 'n huurkar. Daai shuttle was dis baie nice. Skalk het ek het ergens op sosiale media gesê jy is meer Flip dink as wat Flip self. Ja, want Flip bestaan nie. Flip bestaan nie. Ja. Maar nou bestaan nie want jy is Flip. Want ek is Flip, maar jy Flip vergestalt basies. Flip it. Wow. Hoe het jy dit geflip? Hoe ja, ek hou flip hom. Ek maar weet. Ek wou net. Eintlik doen ek so 'n bietjie van audisie vir julle. Jy's fantasties en klaargekaas. Baie baie dankie. Jy's klaargekaas. Dankie daai het julle dit gehoor. Agter skerms. Vertel ons 'n bietjie van Flip. Wie is jy? Wie is Flip? Flip is die baas van hierdie Polony fabriek in Klerksdorp. Hy is waarnemende bestuurder, maar ek dink hy is die bestuurder. Hy noem homself die Rassie van Polony. Sy hero is Leon Schuster. En hy is absoluut onbevoegd om hierdie plek te run, maar in sy oë is hy 'n leier en ook verskriklik baie van. En hy het 'n mooi hart. Hy het actually baie mooi hart. Hy het net nie 'n filter nie. En ook nie 'n pa nie. Wel, hy het 'n pa maar nie betrokke nie. Ongelukkig. Ja, dis hard. Maar ons moet oor daai goed praat ook, né? Dis vir die show diep te gee. Is hierdie vertoning, is hierdie program
polities korrek. Weet julle het nou so 'n bietjie daaraan geraak? Nee, hy's inkorrek. Polities ja. Hy's polities verkeerd. Onkorrek. Nee, man, die woord polities is in wat dit is, maar dit is nie. Ja. Dit is verskriklik lekker. Ons het regtig 'n variasie van Suid-Afrikaners en kulture in die kantoor gesit sodat ons alles kan aanspreek binne in die vertrek. Ja. So dis wat dit wonderlik maak is in die begin toe ons begin skiet, toe sê ek vir almal, die hele crew cast almal sit besig hierso. Hierdie man vir die volgende 7 weke mag enigiets sê. En dis fyn. Kyk hoe binne die teks, buite die teks en toe ons rap, toe sê ek stop, maar hy sukkel met karakter. Ja, ek wil net sê Albert, maar net vinnig hoe agter die skerms, want ek dink dit is baie interessant altyd. Is dit 'n geval van almal is nou daar, sit julle heeldag daar rond? Want soos in die van die gedingetjies wat ek nou van die Office, die oorspronklike restaurant, die skrywers sit in 'n kamertjie agter en gaan aan werk. Het dit so gewerk met hierdie een ook? Wel, die skrywers was op die vloer. Ek bedoel, Betty en Skalker het geskryf. So jy kry heeltyd flippe notes van Desiree Gardner het gesê sy was nie daar nie, maar sy het geskryf en Ryan Metcalf uit Australië het geskryf, maar wat die cast betref is almal elke dag permanent daar gewees. Ja, almal sit by hulle lesenaars want jy kan heeltyd gevang word in die agtergrond of sulke goeters. En mense het letterlik toe nou, jy weet, ge-upskill. Ilse Oppold het haarself leer teken, so terwyl haar sit en ons skiet haarself leer teken. Wel, ek is seker sy kan haarself nou alself leer teken. Ja. Maar dit was sy het reg aan die einde van dit alles vir ons vir elke castmember en crewmember 'n klein painting gegee wat sy het in 7 weke. Dis kantoorure, so jy werk letterlik. Dis langer as wat gebeur, né? Ja, was reg. Langer as kantoor, dis 12 ure. Ja. Ek moet vir julle sê ek kan nie wag nie. Ek sien Ryk Halsend met opgewonde uit daarna en ek seker ons kykers gaan dit ook baie geniet. Ons gaan Google wat Ryk Halsend beteken. Beteken dit? Ek moet nie alleen nou vertel. Op Showmax en op kyk net. Wel, welkom by Kubersake waar daar altyd lekker geklets word op ons sosiale media. Baie dankie aan almal wat julle oor die feestyd van julle laat hoor het. Dit is veral lekker om te sien dat julle so baie na my verlang het. Ja. Toe ons aankondig het ons vandag terug is in die ateljee toe laat weet Arina Burger. Somme dadelik. Alle sukses vir ontbytsake vir 2026. Ek mis julle en sal beslis op 17 Januarie my televisie op hierdie program op DStv kanaal 144 aanskakel. Wel Arina, ek hoop jy sit daar op jou pos. Arina. En dankie vir die mooi wense hoor. Billy Ronnie van der Merwe. Dis nou 'n naam. Dis 'n mooi kombi. Daai kombinasie dis 'n nuwe ding. Dit is nie Sir Billy Ronnie van der Merwe ek so gesê. Such good news, the golden oldies. Daar sê. Ek hoop jy bedoel die programme nou nie die mense nie, maar net so dit. Nou ons sosiale media span het kunsmatige intelligensie gebruik om 'n foto van ons te maak wat lyk of ons ook nou graad 1 toe gaan, is te oulik. Daarop het Letitia Fourie gesê, mense kan sien wie se ouers gaan teen 10:00 al gebel word. Stout is en dis nie die girls nie van waar ek praat. Jy is heeltemal reg. Jy lyk baie oulik as 'n graad 1 met daai snor van jou. Ons kyk nou na Elios. En daarna is dit weer tyd vir ons nuwe reeks van leefstyl sake saam met Dr. Judy en Charlene gesels met haar. Elios in samewerking met Ontbytsake nooi jou na ons eksklusiewe Valentynsbal en fondsinsameling 14 Februarie 2026 by die luukse Maslow Hotel in Pretoria. Ervaar die vreugde van deelname aan 'n gemeenskaplike doel om lig en lewe te bring waar dit die nodigste is. Met jou teenwoordigheid help jy ons om liefde en genade daagliks sigbaar te maak. Koop nou jou kaartjie en maak 'n donasie in Ontbytsake se kaartjieskamer of Tixa en kom geniet 'n onvergeetlike aand vir 'n goeie doel. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Biomedical Emporium, ook 'n gereelde gas hier by ons. Baie welkom en voorspoedige nuwe jaar, kan 'n mens nog sê. Voorspoedige nuwe jaar. En jy is hier om te gesels oor die een ding waaroor almal praat in Januarie. Nuwe jaar, nuwe ek. Nee, wat is jou nuwejaarsvoorneme wat voorkoms en gesondheid en gewig en wat ook al betref? Ek dink ek gaan 'n aktivis word hierdie jaar. O, is dit? Ja. Want hierdie jaar, jy weet, en dis presies waaroor ek en jy nou gaan praat, is kyk bietjie na daai beeldmateriaal wat hulle gewys het oor die feesseisoen. Ja. Al daai mense wat so
gepak was op die strande. Vroeg in die oggend was hulle daar in die see tot laat in die aande en dan die volgende dag dan sien jy hulle die skouers is rooi gebrand. Hulle seer en dan 'n paar dae later dop hulle af. Daai is almal my kliënte. Ja. Maar ons moet praat oor wat gaan ons doen dat hulle dit net so bietjie verminder. Ja. Maar as ons nou die een groot doel wat almal het is mos nou gewig. Ek gaan nou die Desember skandes gaan ek nou eers afskud. Hoe doen 'n mens dit volhoubaar en hoe doen 'n mens sodat dit nie jou vel te veel affekteer nie, want dit het tog 'n impak. Ek sal sê mense moet gaan kyk ook hoe oud is jy as jy gewig wil verloor. As jy nog in jou 20's is en in gewig wil verloor, dan gaan jy dit regtig nog op 'n goeie manier kan doen en alles gaan mooi intakt en in plek wees. Maar die oomblik wat jy hier by 35, 40 en aanwaarts gaan en jy verloor gewig. Ek is natuurlik 34. Ja, dit is nou nie ek en jy nie, maar ander mense. Is daar 'n probleem want ons het nie meer vetkussentjies onder ons vel nie. Kollageenstrukture is heelwat minder. So as ons nou gewig verloor, dan is daar verslapping van die vel. En omdat ons so, ek wil amper sê ongeduldig is om gewig te verloor, dan verloor ons te vinnig te veel gewig, meer as 500 gram per week en dan het jy letterlik hierdie, ek hou van die Engelse spreekwoord turkey neck waddle, hierso by die nek area. En die hande en die ooglede wat baie ouer vertoon en swaarder vertoon ensovoorts. So mens moet kyk dat jy nie meer as 500 gram per week verloor as jy ouer as 35 aanwaarts is nie. Probeer dit maar kombineer met oefening, want spiermassa en vetkussings en al die wat jy het as jy jonger is, het jy nie nou as jy ouer is nie, en dan kan jy eintlik heel wat ouer vertoon ook. Ja, nou 'n fikse, fietse, bruin gebrande lyf is natuurlik pragtig. Jy het nou gepraat oor al daai kliënte van jou wat so in die son gelê het en afdop. Hoe kan 'n mens ook op 'n gesonde manier daai fikse lyf in die son kry en 'n somervelroetine het wat nie langdurig skade maak nie? Wel, ek moet nogal sê die feesseisoen het my herinner aan iets. Jy kry iets intrinsieke veroudering en ekstrinsieke veroudering en wat dit basies beteken. 10% van hoe ek en jy ouer word is in ons DNA geprogrammeer. Dis geneties. En dan die ander 90% is omgewings- en leefstylfaktore. Nou kom ons gaan praat bietjie oor wat het ons gedoen in Desember, retrospeksie. Ons het te veel tyd in die son spandeer. Ons het dalk 'n bietjie te veel alkohol en suikerdrankies gedrink, vetterige kosse geëet, bietjie later gaan slaap in die aande. Ek sal sê ons het dalk minder gestres, maar op die uiteinde van die dag het al daai faktore 'n rol gespeel in ons ekstrinsieke veroudering. So my advies vir 2026 sal wees, wat kan ons doen om daai 90% hierdie jaar bietjie te beperk? Ons moet na ons vel kyk, want ons vel is ons grootste orgaan, dis ons buitenste orgaan, ons word geïdentifiseer deur ons vel, jy moet jou vel beskerm. Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Biomedical Emporium en ook aktivis. Finansiële sake is volgende en daarby gesels met Wynand van Vieren van King Price. Soos julle hom al ken, Wynand van Vieren van King Price. Lekker nuwe jaar vir jou. Goeiemôre. Baie dankie Dawie vir jou ook. Heerlik om jy hier te hê. Maar hier is sommer 'n opwindende nuwe ding. Julle King Price is betrokke by die amptelike skeieregters. Julle is 'n borg, né? Wat my daarvan? Ja, maar dis mos lekker daar. Jy weet sport bring hierdie land van ons bymekaar. Dis nou Cricket 2020. Ja, dis die Cricket 2020. Ja. Sport bring hierdie land van ons bymekaar en dis hoekom dit vir ons lekker is om daarvan deel te wees. Ek was donderdag aand daar in Pretoria. Het ek gaan kyk hoe speel Parel teen die Pretoria manne. Hoorie, en daar's gees. Daar was nie 'n sitplek oop nie. Dis verskriklik lekker. Die mense moet gaan kyk. En jy weet daar sien ons 'n hattrick. So dit was lekker, baie lekker. Hoeveel wedstryde is daar nog oor? Daar's 34 in totaal en dan's daar nou net die semifinale en die finaal oor. Ek weet nie daar as 'n ou wil gaan met jy vinnig daai kaartjies kry, maar dis lekker, jy weet, en as jy nou daar sit en jy vang daai 6 met jou een hand, as jy nog in vir 'n gedeelte van daai 2 miljoen rand, so die mense moet gaan kyk, is baie lekker. Maar ons is eintlik veronderstel om oor versekerings te praat. Dis nou die begin van die jaar, moet ou nou jou versekerings hernie. Wat is daar wat ou alles moet na kyk? Wat moet jy alles oorweeg? Dit is baie belangrik en mense moet dit nie agterweë laat nie. Ek sien soveel mense wat nooit daarby uitkom nie. Vat daai skedule, gaan
gaan kyk wat moet nie daarop wees nie, wat jy nou onnodiglik voor premie betaal en wat het jy nou wat daar moet opkom wat nie daarop is nie, baie belangrik. En maak seker jy jou versekerde bedrag vir jou huisinhoud, jou gebou, al daai goed is korrek. En dan moenie daai premies kan nie elke jaar opgaan nie. Jou kar is mos nou minder werd. Toets hierdie jaar daai premies, kontak 'n versekeraar en maak seker jy betaal nie te veel nie. Is dit belangrik om vir lank by een versekeraar te bly? Nee, en ek weet nie hoekom mense dit dink nie. Ek bly jy vra dit. Daar's geen voordeel daarin nie. Dit gaan oor wat se premie betaal jy en wat is die dekking wat jy kry. Daar is 'n rede, Dawie, dat meer as 13,000 mense hulle polisse, hulle versekering King Price toeskuif in 'n maand. Ja. Beter premie, beter dekking wat ons gee. Ons gaan uit ons pad uit. Kom, probeer dit. Toets ons, kontak ons en toets jou premies en die dekking wat jy kry. Maar finansiële adviseurs of makelaars dan nou, kan hulle jou kontak, kan hulle jou produkte verkoop? Nie net makelaars nie, ons doen baie besigheid daardeur en die onderskrywingsbestuurders stuur 'n e-pos na daai skerm en as jy die e-pos mis, stuur dit na wynand@kingprice.co.za. Ek gaan nie iemand stuur om jou te kom sien nie, ek gaan self kom. Al is dit Paternoster toe en dan gaan ek nie sommer met jou vliegtyg. Moenie vergeet nie hoor, moenie vergeet nie. Maar dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai kom maak. Baie lekker. En dit is altyd lekker om saam met jou te kuier uit julle na Wynand van King Price. Onthou van Pieter se opkomende fokus. Ons herinner julle gou weer daaraan en daarna is dit tyd vir Corlie om die kos klaar te maak. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Nelspruit en omliggende sakegebiede in Mpumalanga. So as jy besigheid in daardie omgewing het, maak kontak met Pieter en bespreek jou plek. Dit word op 6 Junie uitgesaai. Nou jou risotto kan vir so 'n minuut rus terwyl jy die op 10 borde gereed kry, maar onthou die gereg is een wat jy eintlik dadelik moet bedien. Nadat dit gaar gemaak is dit die beste resultaat wat jy gaan kry. Nou vir garnering gebruik ek ekstra snoek wat ek eenkant gehou het of hierdie een wat ek nou hier voor my in die oond gehad het, gekapte petersilie of spriet eie en jy kan ook 'n groenteskillertjie gebruik en so 'n paar skaafsels parmesankaas dan nou bo-op sit. Maar kom ek wys vir jou 'n bakkie. Ek het al 'n paar van hulle hier begin. So hierso is my risotto. Jy kan sien hy is lekker stewig, maar hy's lekker romerig en ek het aan hom geproe. Hy's baie lekker. So nou skep jy net so 2 lekker groot skeppe binne in die bord. En dan sit ons bietjie van hierdie spriet eie bo-oor. Onthou jy kan dit binne insit. Ek doen dit nou net vir die kleur. Bietjie petersilie en dan hierso kan ons nou sommer so van die heel stukkie snoek hier af van die velletjie haal. Maak dit seker die onderste deeltjie is af en hom sit jy nou sommer so bo-op. En dan so 'n paar skaafsels van hierdie. Ek gebruik sommer altyd my groenteskillertjie, baie maklik bo-op. Dit is maar net vir herhaling van die tekstuur en die geure. En dan laaste so 'n bietjie swartpeper. Nou hierdie risotto gaan verseker 'n bitterlekker bederf wees. Nou die resep is op ons webblad beskikbaar. Geniet jou naweek en onthou, ons 25 jaar tydskrif is steeds beskikbaar op die webblad om gratis af te laai. So gaan kyk gerus. Hier is die inligting net weer. Daarna gesels Dawie met Benny en Albert. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Nou dit is nou my beurt om met Laurel en Harry Benny. Ons gaan saam met Three Stooges wees. Ja, daar's 'n nuwe program. Ja. Ek weet net so voor ons nou begin met die ligsinnigheid, meer by ernstig genoem. So is dit 'n tipe van 'n konsessie, 'n franchise tipe ding of hoe werk dit? Ja, so die
BBC het destyds die show gemaak en van toe af het die Amerikaners die regte by hulle gekoop om dit te doen en daar's nou al 15 lande wat dit gedoen het. So ons is in die 15de iterasie van dit. Wat se woord is daai? Iterasie. Dit klink vir my soos 'n Anglisisme. Dit klink vir my soos 'n direkte translasie. Dit is 'n translasie. Iterasie. Maar ja, dis die 15de keer wat dit gedoen word en ek dink dit is wonderlik. So aanvanklik was ons baie so skrikkerig soos ons gesê het, maar jy weet jy het die regte vir die show gekoop, so jy moet die show doen. Soos dit. So maar die shows is die of dit nou James Bond franchise is of die kantoor of dan The Office of wat ook al. Daar's gewoonlik so 'n soort van geheime resepie daarso. En die geheime resepie is seker dan nou die kantoorbestuurder wat eintlik heeltemal uit sy diepte uit is. Dit moet wees, ja. Anders is dit 'n boring kantoor. Ja, maar daar's ook sekere riglyne wat jy moet volg. Daar is definitief daar's riglyne wat is soos daar's 4 karakters basies wat ons redelik moes bybly. Dat die 2 mees normale karakters die liefdesverhaal word en dan is dit hy ensovoorts. Maar die groot ding is maar dat hierdie karakter wat hy speel moet aloof wees. Hy en want die ironie is as dit nie so is nie, waarna kyk jy? Jy kyk letterlik net na mense wat droog word. Ja. So dis oninteressant. So dit moet entertaining wees. Ek moet nou hierdie vraag vra. Dit is ek meen hierdie is nou 'n karakter van 'n ou wat heeltemal uit sy diepte is en so voel jy tuis in hierdie karakter. Uiters. Net ons begin praat oor die karakter, toe sê ek vir nee, maar 100% as akteur is mens. Maar jy is heeltemal uit jou diepte. Dis 'n styl wat ek nog nie gedoen het nie. Ek sê goed wat ek nie weet of ek daarmee gaan wegkom nie. Ek weet nie of ek nog 'n loopbaan gaan hê oor 6 maande nie. So mense sê jy diepte uit, maar dit is wat dit ook exciting maak. Jy weet hoe ver, waar is die lyn en hoe ver kan jy met daai lyn bietjie flirt? Ja, en dit is wat vir ons snaaks is. Soos dit is die tipe komedie wat ons gekyk het en graag wou kyk het en as kry jy die geleentheid om dit te speel en dit te maak. Dis 'n absurde voorreg en so ek dink dit is ook net soos dis groot skoene om te vul en jy doen. Maar die exciting deel is ook maar ek is een van 15 mense op hierdie planeet wat hierdie rol speel. Dis ook flippin exciting. Daar was meer mense op die maan gewees dink ek. Ja, was al sedertdien, ja. Nou as ek dink, ja. Wetenskap is nie my of Flip se sterkpunt. Ek wil vir jou julle dit gevra het dat as ek nou so luister na julle en kyk hoe julle nou heeltyd gekskeer met mekaar. Dis lekker atmosfeer. Ook selfs voor die kamera of voor die kameras begin rol dit. So ek stel my nou voor as ek jou op hierdie stel is, dan is daar kort 'n absolute hysteriese uitbarsting van 'n geklomp gelag. Is dit so? Dit was regtig nogal so. Dis die eerste show waar ek werk waar daar was elke dag mense wat ons iets nie kan gebruik nie want ons lag te veel. En dan veral wat vir my lekker is wanneer jou crew lag. So die kameraman het dit gedoen. En dan sê hy okay, ons kan nou nie hier gebruik nie, maar die kameraman skiet. So dan trap ek die kameraman uit en terwyl ek lag. en dan hoe meer hy hom uittrap, hoe meer wil ek die kameraman laat lag. Maar dit is verskriklike ernstige werk om die ding reg te kry sodat jy kan lag. So dis 'n lekker dinamieke opstel. Dit is harde werk en dan is dit baie genoeg. So julle is heel anders as op ontbytsake. Ding is ernstig hier. Ja, hierdie is 'n joke. Hierdie is professionele mense. Wat gaan hier aan? I mean, wie doen dit weer? Genoeg twak gepraat. Ons gaan maak 'n vinnige draai daar by Fly Safair. Dan gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels verder met hierdie 2 karakters, Benny en Albert. Hoe lank het dit tipies gevat om 'n episode te skiet? Het julle skiet as episode? Ja, so ons wat lekker is omdat ons basies in een kantoor is en elke akteur elke dag geroep is, het ons vir 7 weke lank geskiet, maar jy skiet basies 'n episode in 2 dae
klaar. So dit is maar druk. Ja. Maar omdat jy ons het vroegtydig ook besluit een beligtingsopstel en dan van daar af kan ons net skiet. Jy het gesê dit in die Kaap geskiet, né? Ja, daar in Epping, daar in die industriële area. Klerksdorp wou julle nie toelaat nie, wat? Hulle het gesê hierdie ouens kom nie. Nee. Kan ek wel sê die straat in Kaapstad was baie snaaks. En die straat se naam waar ons geskiet het is Good Enough Avenue. Dis nogal die show, ja, die flip is just good enough. Vertel my van die ander karakters, die ander karakters. Vertel my net 'n paar van hulle van die Ja, okay, so my right-hand man is Skalk Besaidnout wat Chart speel en Chart is ook baie ernstig. Hy is so half die aksieman daar. Dan het ons vir Dania en vir Gert wat jong mense jong is. Dis ek dink is Gert se eerste gig. Ja. En dan die res van die Pags wat in Kobani speel, dan Lira Botha wat op stel 90 jaar oud geword het. Letterlik. Kop Bekes wat die Engelsman speel wat almal haat. Mehboob wat hy was the love doctor back in the day op die radio. Hy's daarin. So en dit is en die ensemble is heeltyd daar. Dit is fantasties. Toe jy nou die spul aan mekaar gesit en het jy geweet wie gaan waar wees? Het jy die ou karakters in gedagte? Toe ons geskryf het ons nie. Ek het altyd so van my gatsak geweet Albert, en jy weet jy so 'n gevoel wat Albert is die een wat hierdie ding kan afpoel. En daar was toe op 'n stadium wat sy datums nie uitgewerk het nie, tot ons ander mense oorweeg en so voort. En toe op die einde van die dag toe kon ons alles mooi skuif dat ons seker maak is hy kan die rol speel. Ek moet nog steeds 2 keer audisie. Maar dis fyn. Hoe moet jy audisie? Ja. Nee, maar nog steeds toets. Maar Skalk en ek het Skalk Besaidnout saam met my geskryf. Ons het geweet hy gaan speel van die begin af. Ja. En dan verder as dit was dit 'n oop audisieproses wat ons regtig lank gesoek het na die beste mense om dit reg te verstaan. Ek meen 'n audisie vir so 'n tipe van rol. Ek meen dis 'n audisie is daar's spanning en druk en sulke goeders by ou. Maar nou moet jy nou gaan staan en snaaks wees of ten minste probeer voorgee. Ek meen dis 'n bietjie van 'n teenstrydigheid nie waar? Nee, dit is nou die tekste was so lekker geweest dat die tekste is klaar snaaks. Dit is jy moet dit ernstig speel, ja. Sodra jy dit ernstig speel, dan is dit snaaks. So maar ek moet sê toe ons audisie sides kry, jy weet jy kry iets heeltemal uit konteks uit. So jy kry 'n toneeltjie en 'n monoloog en ek lees dit goed en ek gaan niemand kan hierdie goed sê nie. Ons gaan almal brand. En dan wanneer jy dit binne konteks sien, dan gaan jy wow, okay, daar's ook baie hart. Daar's ook baie ons kan hierdie goed sê. So as hierdie reeks nou verby is, hoeveel episodes is dit? 13. Dan wanneer op watter stadium besluit julle nou oor 'n volgende stap? Daar's al gepraat daarvan, ons murmurings dat daar dalk 'n tweede seisoen sal wees. So ons hou duim vas. Ons sal maar sien hoe loop die dinge. Ja, wel ek moet vir jou sê ek ben jy's meer bekend vir meer intellektuele rolle. Nee, ek het tipe gedoen so alles van die beste met julle. I fake it all. Maar nee, alles van die beste met julle. Dit is lekker geweest om julle as eerste gaste by Ontbytsake van die jaar te hê. Ja, skool. En so alles van die beste. Ek is seker die kantoor gaan een reusagtige sterkte hier by Ontbytsake. Sukses wees. Ontbyt. Ons sukkel maar nou hier so by Ontbytsake. Alles maak nou sin. Is dit en ja, en ons hoef nie een te geaudisie nie. Hulle het presies geweet wie om meer rolle te kry. Kan ek dit vir julle sê? Amazing. Dankie julle twee dat julle by ons het raak. Ek kan jou vir ietsie vir jou gee. Ja, ons gee. Weet julle wat baie spesiaal. Ek het hier so vroeg nog. Dis ja. En jy kan dit drink. Hy? MCC. MCC nog om kyk dit op MCC vir jouself. En dan is 'n versamelstuk. Ja, ons het dit geteken, hoor. En ek het daar's hartjie by. Waar kan mens 'n skone kry? Dis baie dankie. Dis skoner as jou gedagtes nie. Fantasties. Baie dankie. Ja, dis 'n Hey, op jou Daniela. Jy oorleef. Net maar ek staan nog. Dankie. 4 dood. Dankie vir almal se genade. Sal jy vir ons weer doen Met 'n bietjie champagne, ja. MCC. Volgende week julle kuier ons saam met die bekende aanbieder Rian van Heerden. Nuwe reeks Beloofde Land tans op Kyknet te sien is. Ryan. Ryan. Ryan, ja. Hoekom? Kry jy die grate uit? Ja, ek bedoel, hoe het jy die grate uitgehaal? Ek het hulle een vir een met my hande uit. Ja. Maar ek het handskoene aan. Liefde, dit is liefde daai. Gesondheid julle. Mooi jaar vir almal. Ja, mooi jaar vir almal. Love you, bye. Bye bye.